Jacques, dit is 'n voorreg om vandag met jou hier te sit. Hier by een van ons kliënte het ons sommer 'n tydjie gemaak om 'n bietjie te gesels. En ek wil jou graag beskryf as 'n eyster vandag. Die woorde wat in my kop opkom is eerbaar, opreg en 'n staatmaker. En soos my ma altyd gesê het, jou hande staan vir niks verkeerd nie. Dis lekker om jou te gesels, Jacques. Welkom. Hallo Herman, baie dankie. Ek waardeer hierdie voorreg om self met 'n eyster te kan gesels. Is baie lekker. Ja. Jacques, ek en jy ken mekaar nou al 'n paar jaar. Jy was in jou vroeë 30's, ek was in my vroeë 50's en nou die tyd aangestap. En ons het nie net kollegas geraak deur die jare nie, maar ons het vriende ook geraak. Maar as ek die woorde vir jou sê, leer en 'n fiets, watse memories bring dit na jou toe terug? Yes, Herman, ja, dit vat my terug na 1993 toe. Toe ek in matriek was, dit was my matriekjaar. So 18 gewees. En wat het eintlik gebeur het is ek was 'n topstudent, ek wil nou nie my eie beeld blaas nie, maar ek was topstudent in skool, goeie punte gekry. Sodat ek 'n beurs gekry het om te gaan studeer in Amerika. Maar ongelukkig, my ouers het nie erg die finansies gehad om by te dra tot visas en vliegtuigkaartjies en sulke goed om my daar te kry nie. Ek het vir hulle gesê, hulle hoef nie te bekommer met my daar vir kos en sulke goed nie, ek sal werkie en 'n plan maak. En dit het net so gebeur dat dit nie kon gebeur nie, dit is maar net hoe dit is. En ek het toe nou, net na my rekordeksamen, nadat ek hierdie beurs gewen het, het ons probeer en hier is so net so binne in my matriek eindeksamen, net so voor dit binne in het, het my pa gesê, hier is nie moontlik nie, my oupa wil nie geld leen nie, my oom wil nie geld leen nie, hulle kon nie 'n lening kry nie, en ek het net besluit, maar hoekom gaan ek dan nou eers verder skool toe, om dan nou verder te gaan eksamen skryf? So dit het so gebeur dat ek in die oggend opgestaan het, en dan het ek maar skoolklere aangepak en die skoolklere aangetrek en my rugsak ingesit, maar daar was geen boeke in die rugsak nie, daar was 'n multimeter en 'n skroewedraaier en goed aan die agterkant, en dan het ek die leer langs die fiets vasgemaak, en so het ek begin om kliënte te dien, terwyl ek eintlik veronderstel was om matriek eindeksamen te skryf. Nou Jacques, hierdie diens van kliënte leer en 'n multimeter en 'n skroewedraaier, klink of jy elektriesien was, maar wat het jou op daai stadium in begewe? Waar jy vandag natuurlik nog eintlik nou 'n spesialis is. Herman, ek dink ek het in 'n huis groot geword. Kyk, ons het kos gehad in die huis en ek het 'n dak oor my kop gehad. Dis meer as wat baie kinders kan hê, en ek het geleerdheid gehad en my ouers kon vir dit betaal. Maar daar was nie geld vir lekker dinge nie, verstaan? As ek het landloop gehardloop en langafstande gehardloop, en ek het Transvaal klere vir dit ook, maar my tekkies en my sweetpak moes ek vra vir my verjaarsdag. Dit was my verjaarsdag geskenk. Maar daar was net nie geld vir hierdie goede nie. En ek het net besluit, maar ek het nie lus om so te wees nie. So my dryf kom al van baie jongs af in my lewe, van laerskool al, waar ek net gedrewe is net om myself te bietjie uplift. So jy het gesê, toe ons ander dag gesels het, op 11-jarige ouderdom het jy al begryp, soos ons sê, bietjie gesmous. Het al daai Nee, Herman, my smousery het begin voor 11 jaar oud af. Ek het al op 9 jaar het ek begin smous. So ek het op 9 jaar het ek begin gemmerbier maak in laerskool, en ek het dit aan die juffrouens en menere verkoop. Hulle het baie die gemmerbier gelike. Ek weet nou nie regtig hoekom hulle my gemmerbier so gelike het nie. Die een meneer het gesê, die goed het bietjie skop. Hoekom het skop gehad het, weet ek nie. Dalk miskien het ek die resep bietjie verkeerd gekry. Het jy nie bietjie van jou pa se vodka? Nee, dit gaan maar oor gis en sulke goed, en die hoeveelheid yeast wat jy gebruik, en of jy lou water gebruik en warm water gebruik. En ek het maar die resep so bietjie aangepas en vir my oupa gegee om te proe. My oupa was maar 'n proefkonyn. 'n proefkonyn, ja, en hy het gesê net kort bietjie die en bietjie daai. En so het ek maar begin om fudge en gemmerbier te koop. Ek het het ek maklik 100 kilogram suiker in 'n maand
gebruik om gemmerbier te maak. Verskriklik. Ek kon eintlik dit omgesit het in 'n besigheid al op Ja, daai jy kon vir Louwou gekry het om jou te gesponsor het op daai stadium. Jacques, ons het nou lekker gesels oor die vats en gemmerbier natuurlik. Soos ek vroeër gesê het, Johannes staan vir niks verkeerd nie. Behalwe die sekuriteitswêreld wat jy fisies met jou hande werk en met jou brein, wat is daar nog alles wat jy kan hanteer en doen? Herman, ek hou van mechanika, so ek bou bietjie karre, ek jaag selfs bietjie resies op 'n wat is beter woord vir amateur. Ja, amateur. So ek het so Subaru gebou, ook baie ander karre gebou, so ja, ek bou bietjie karre en dan het ek al huise van fondament af opgebou tot bo dakke uit, dakkappe gemaak, elektries gedoen, loodgieterwerk gedoen, self stene gelê, self gepleister. Ek sien baie goed met dit nie, maar ek kan as ek moet. Jy weet, dit vat my 'n bietjie langer. Staan die huise nog? Ja, nee, hulle staan nog. Nee, hierdie is huise wat ek voorbetaal was om te bou. So, jy weet, ek gebruik natuurlik buitebouers en sulke goed om te help, maar ek hou self daarvan om 'n paar stene te lê en te pleister en so. Ja, nee, ek hou daarvan, ja. Ek spot sommer met jou oor die staan van die huise, want ek weet daar waar jy jou hand op sit, doen jy dit goed. En jy maak altyd seker dat die kwaliteit reg is. Van dit gepraat, Jacques, ons het noudag 'n gesprek gehad oor dienslewering. En ons beide voel dieselfde daaroor. En iets wat tog in Suid-Afrika dink ek tekort skiet is in die algemeen is dienslewering en die passie vir dienslewering. En jy het gesê as jy sukkel met iets en jy het nie 'n antwoord vir iets nie, is daar 'n manier wat jy by daai antwoord uitkom. Ja, man, ek is gelowige en ek glo in ons Skepper. En my Skepper gee vir my die wysheid as ek kom by 'n plek waar ek kan hy sal iemand oor my pad stuur of hy sal ek sal op 'n manier sal ek net die kennis kry. Jy weet, dis soos 'n ek weet nie, dis moeilik om te verduidelik. Dis baie moeilik, maar ek gaan definitief eer gee aan God, my Skepper, vir dit. Jacques, ons is maar net elke dag geseënd en soos ons kenwysie van die eisters en klanke sê is dankbaar en tevrede en ons leef dit elke dag, né? Ja, definitief. So ek is dankbaar oor waar ek is in my lewe. Grondpad geloop en mooi teerpad geloop en berge geklim en sulke goede, maar ja, nee, dankbaarheid is definitief iets wat ek ook weer eens aan my Skepper sal gee. Maar ons praat nou van eisters en jy's 'n eister en ons sê in elke mens is daar 'n eister. Maar dit beteken nie eisters is perfek nie, want ons is tog maar net mense, né? So, maar ons het kwaliteite binne in ons. En ek dink dit is wat ek graag of met ek jou ervaar is dat jy ook die kwaliteite van eisters raak sien. Ek ervaar dit altyd saam met jou. Jy sien, Herman, ja, ek dink daar's 'n eister in elke iemand op hierdie aarde. Elkeen het 'n talent gekry. Party is 'n sporttalent, ander is nou meer liturgie, waar ek nog glad nie 'n talent gekry het nie. Ek is 'n bietjie disleksiek. As dit kom by skryf en lees, ek hou nie baie daai van nie. Ek doen daai ding van ek soek gou in die manual, jy weet, daai instruksie, ek soek net so vinnig 'n keyword wat ek nodig het om mee te werk. So nee, dit is nie eintlik, maar ek dink elkeen het definitief iets binne hom gekry en jy moet dit beoefen. Jy weet, as jy gesien wat jou talent is, dis nie iets wat net kom nie. 'n rugbyspeler oefen elke dag. Hy gaan slaap met sy rugbybal, hy dink aan 'n rugbybal, hoe sê hulle, jy slaap en eet jou talent. Jacques, steel met jou oë. Dis nog 'n terminologie wat jy eendag gebruik het, ek dink nog steel met jou oë. Yeah. Want dit is iets wat jy deur die jare geleer het. Definitief. Ja, Herman, as mense goed te doen, dan dink ek jy moet oplet. Jy moet oplet wat hulle doen, hoe hulle doen. Want ons rede, van is dit ouens wat kennis en sulke goed het, dan steel jy met jou oë. Ek dink as jy maak nie saak in wat se industrie is of wat jou talent is nie, daar is eisters daar buitekant wat weet wat hulle doen. En dit is my en jou plig om te kyk wat hulle doen en noukeurig te kyk wat hulle doen. As ek vinnig 'n storie mag vertel, ek en my pa het ek het my eerste huis gekoop, baie bevoorreg gewees
En ons moes die loodgieterwerk met ons oordoen in die huis, want dit was nog alles galvasineerde pyp wat ou moet sny en dan moet jy 'n gereedskapstuk gebruik om die draad te maak binne sodat jy kan skroef en so. En ek was nie baie lus van nie, want daai is harde werk. Dit is fisiese harde stryningwerk. Ek het dit baie gedoen. En toe kom hulle nou met hierdie nuwe produk uit wat 'n koperpyp is wat jy kan insit, maar jy moet die ding nou soldeer en so. En ek sê vir my pa gaan nou dit doen. Hy sê ja, dit gaan maklik wees. En my pa kom al by my huis aan en ons is besig om die pype te doen en ons sit aan. Ja, ons sit alles in, maar dit is lekker reg oor alles. Lekker 'n sprayer anders by die huis. Ja, maar ons het nou nog nie toegemaak met die pleisterwerk nie. Jy weet, ons nou net eers ons moet dit gou toets en sien. Herman, maar elke liewe las lek op daai ding. Daar's nie 'n las op dit. En ek is by 'n kliënt van my en ek is besig om werk te doen daar, sekuriteitswerk te doen. Ons besig met die alarm daar, jy weet, reg te maak en nuwe drade en te groter te maak. En op daai dag hulle doen vacuum systems en waterstelsels en sulke goed en gasstelsels en sulke goed. En jy kan nie glo nie, daai dag toe's daar 'n ou daar wat kom hulle maatskappy leer, maar hulle is sommer daar in die workshop is hulle daar. En ek staan hier op die leer en ek's besig om nou iets reg te maak hier. En nou staan hierdie ou hier onder en hy verduidelik vir hulle en hy het sy goede daar en hy wys. En ek staan op die leer, maar ek kyk hierdie ou so en kyk wat ja. En ek sien toe wat ons fout gemaak het. Ek kom toe nou agter wat ons fout gemaak het. Ja, kan nie wag om by die huis te kom nie. Ek kom by die huis en ek het al goed weer uitmekaar en ek begin te doen, sit aan alles werk. Ek sê wat is jou oom? Ek bel my pa, ek sê raai wat? Hy sê wat? Ek sê ek het alles reg gemaak. Hy sê wat het jy gedoen en ek verduidelik hom toe nou wat ek gedoen het. So daai was steel met die oog, die loodgieterwerk en die pype wat ek daar het, was nie skool toe nie, maar ek het vinnig vir 20 minute het ek net gou my fokus van waar ek besig was. Sommige van die boke van die leer af het ek so 'n bietjie gesteel met die oog en ek het dit vinnig bymekaar gesit en ek het toe nou gesien wat ek verkeerd gedoen het en dit is nou steel met die oog. Familieman. Oupa. Ja. Vertel ons so 'n bietjie van jou kleinkinders. Ja, so ek is geskei so 'n paar jaar terug en ek het weer getrou. So tussen my en my nuwe vrou het ons 4 kinders, tesame 3 seuns en 'n dogter. En saam het ons 7 kleinkinders. Herman, ja, so dit nou is praat jy van geseënd wees, né? Dit is net vir my so 'n blessing. Dit is so lekker om 'n oupa te wees en ek sê dit met trots in my. Mense sê maar jy's 'n oupa op 50. Hoe weet jy wat? Ek was 'n oupa gewees op 46. Dis toe ek oupa geword het. Jacques, jy's jou kleinkinders baie bevoordeel. In my geval het ek nie een oupa en ouma geken byvoorbeeld nie. So daai jare was dit anders geweest in ons die generasies verskil en jy's 'n jong oupa en jy gaan nog vir hulle baie genot gee en hulle gaan dit so geniet saam met jou. En ek weet jy's as dit by familie en vriende kom, jy's 'n gee mens in vele opsigte. Ja, man, ek hou daarvan om te gee. Ek hou nie so baie daarvan om te ontvang nie. Dit is vir my baie vreemd om te ontvang. Ek hou nie van om net te ontvang nie. Ek sal liewer te gee as wat ek ontvang. Maar ja, dit is vir my belangrik om te gee. Ek is net hier vir 'n baie kort tyd en ek wil aan my familie en my vriende gee wat ek kan, hulp gee. Jy weet ek wil dit soos 'n basis wees van ondersteuning vir daai mense en nie net vir vriende en familie nie. By my kliënte, ek help graag my kliënte buitekant my werk, buitekant geld, buitekant daai goede, want dit is vir my belangrik. Mense is vir my baie belangrik. Soos vir mekaar geskape. Jacques, ek is bevoordeel om jou te ken. Ek is bevoordeel om jou as my kollega ook te noem en 'n vriend te noem. En hou aan wat jy doen want jy maak 'n verskil. Baie dankie Herman. Baie dankie.